Seun van God het nog geleer. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag. Ek groet u elkeen in wonderlike naam van die Here ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat u saam met ons weer kuier by ons program Jesus doen dit weer, waar die Here werklik vir ons elkeen stig, ons elkeen bemoedig en vir ons elkeen oplig baie keer deur ons ander boeties en sissies in die Here se getuienisse. En die woord van die Here sê, ons moenie ophou getuig nie. En vanmôre is dit vir my weer so groot voorreg om ons mede-sissie, ons sissie Santa, jy weet, is 'n tweede Santa, ek weet nie of jy kan onthou so, ek dink vroeg in laas jaar, ons tannie daar gehad van Woester, wat ook Santa was, maar eintlik Elisabeth, maar ek gaan nou nie vir ons suster Santa vra wat sy regte name, om hier op die kamera dit te sê nie, so ek wil vir haar sê baie welkom, Sissa. Dankie vir jou tyd, dankie dat jy bereid is om vir die wêreld te kom vertel, wat het die Here vir jou beteken. Santa, baie welkom. Baie dankie Andries. Vertel Dankie bietjie vir die vir ons. voorreg en die geleentheid om hier te kan wees. Ek waardeer dit. Nee, dis ek glo net, weet jy, in my wildste drome het ek nooit gedink, dis wat ek nog deel van wat die Here my geroep het om voltyds vir hom te kom werk, vir my en my vrou, want definitief nie vir my alleen nie, ons is 'n eenheid, het ek nooit gedink, dit gaan kom op hierdie punt, dat ek dit ook sal doen nie. En die Here het dit so bewerkstellig. En as ek vir jou sê, deur ander mense getuienisse te luister, gee dit vir my krag elke dag. En ek is ernstig. Weet, dan besef ek net, dit is alles die moeite werd, om saam met die Here pad te stap, om saam met die Here vir dinge te vertrou, en net in geloof, en die Here verwag so min van ons. Jy weet, as jy nou kyk na 'n mosterdsaadjie, dan sê jy, wow, dis al wat die Here van ons verwag. Ja. Vir alles wat hy vir ons gedoen het. Jy weet, joh, daar is nie woorde nie. Santa, ek wil nie te veel praat. Vertel vir die kykers, wie is Santa? Ja, ek is Santa Strydom en ja, die Here het op my hart gelê om 'n boek te skryf in 2025 en die boek se naam Soli Deo Gloria, aan God al die eer. Amen. Want dit is my getuienis, my verhaal, my storie wat ek vertel om so die eer vir die Here te gee. En in hierdie boek bevat dit alles van my soeke na die Here as kind. Ek het so baie vrae gehad, ek het nie antwoorde gekry nie, en dit was derentyd by my hierdie honger, hierdie dors, hierdie begeerte om uit te kom by die Here. En so het die Here my gelei en my gehelp, en in hierdie boek bevat my storie, my ontdekkingsreis met die Here, waar dit begin het as kind tot nou toe. En in hierdie boek is baie van my gedigte. As kind het ek geskryf, jy weet Andries, want ek het so baie vrae en so baie seer binne my gehad. En ek het nie antwoorde gehad nie. En dan het ek dit neergeskryf wat ek gevoel het, my gevoelens. En so het ek as kind begin om te skryf. En regdeur was dit maar my ontlading, wat ek kon uiting gee aan dit wat ek voel binne in my. En so hierdie boek het baie van my gedigte in, en dan ook my gebede. Jy weet, ek het altyd 'n vrees gehad om te bid. Ek het nie vrymoedigheid gehad om te bid nie. Ek wou nie, ek kon nie bid nie. En die Here het gekom en my ek was 42, toe ek nou eers by die Here uitkom. So hierdie ontdekkingsreis van my,
was tot en met op 'n 42-jarige ouderdom, wat ek ontdek het, en gevind het waarna ek gesoek het. Maar die grootste van dit alles, was gebed. Ja. Die Here het my opgerig as 'n bidder, want die eerste ding, wat ek vir die Here gevra het, toe ek tot bekering gekom het, is Here, leer my bid. Sure. Want dit was my grootste begeerte. En so die Here gekom en hy het my woord gegee, hy het my skrif gegee. En so het ek geweet, ek moet vroegoggende opstaan. Die Here het vir my bewus gemaak daarvan om vroegoggende op te staan. 4 uur in die oggende. En sy aangesig te gaan soek. Waar ek dan voor hom gelê het en gebid het in my ontmoetings met die Here in my binnekamer. Alles is ook in hierdie boek geskryf, want dis waar ek begin het. En dan bevat my boek ook getuienisse. Jy weet, deur my proses was daar soveel getuienisse wat die Here wat die Here gekom het en dinge gedoen het en gebeur het en net al die eer aan die Here gegee het. Kragtige getuienisse. En so het die Here gekom en hy het my begin openbaringe gee in my binnekamer. Weet jy, dit was vir my so kosbaar dat ek daar die Here se stem so duidelik kon hoor en openbaringe wat die Here vir my gegee het. En dit is die groot ding van 'n ontdekkingsreis. Jy weet, Andries, want as kind het ons in 'n huis groot geword waar ons ouers ons nie geleer het van die Here nie. Ons was nie kerk toe nie, ons het nie in die sondagskool gewees. So ek het hierdie vraag gehad binne in my, maar nie die antwoorde nie. En so het ek maar groot geword. Ons het by die skool geleer van die Here, so ek het geweet, daar's 'n Here. Maar dis ook al, ek het nie geweet, dis God drie-enig nie. Eers toe ek op 42-jarige ouderdom tot bekering kom en begin om kursusse by te woon in 'n Bybelskool in te skakel, toe ontdek ek eers wie God is. God se karakter, wie God die Vader is. En so, Jesus die Seun van God, wat hy vir my gedoen het. En so kom ek by die Heilige Gees, ontdek ek die Heilige Gees. En dit was vir my kosbaar. Daar het ek net alles ingeneem en gevat. Alles wat ek verloor het in my kinderjare, want ek was 'n introvert, ek was skaam, ek het nie vrymoedigheid gehad nie, en ek het nie gevoel ek hoort iewers nie, ek het so gesmag daarna om net aanvaar te word, maar as gevolg van dit alles het op 'n punt gekom, totdat ek uitgekom het by die Here, en daar het dit wat vir my grootste vrees was, kan ek sê, het die Here gekom en hy het my kom onderrig en hy het my kom leer aangaande die pad wat ek moet stap. Want ek het soveel beloftes gekry wat die Here van my gegee het. Jy weet, oggende met die Here. Luister en die Here spreek, inspraak, die krag van die salwing van die Heilige Gees, alles die werking van die Heilige Gees om te luister. En so het ek effektief begin om die Here te dien. In alles, ek het dit aangegryp. Jy weet, dit was iets wat ek ontdek het, soos 'n skat wat ek ontdek het. En ek wou net vir almal vertel. Amen. En dit is toe nou waar dit begin het. Maar dit was eers in 2004. Nadat ek op 'n punt gekom het, in 2003, Andries, waar ek nie meer wou lewe nie. Ek was moeg. Ek was moeg gesoek. Ek was moeg om te dink ek word nie aanvaar nie. Ek was moeg om te dink, waar is my plek? Waar hoort ek? Ek wou nie meer nie. En
so die Here gekom in Maart 2003, waar ek net gevoel het, ek gaan nie meer, ek wil nie meer, ek wil nie eens opstaan uit hierdie bed uit nie. En soos ek maar net so van die bed af gestrompel het, op die mat gelê het ek net uitgeroep na die Here en gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ek is leeg binne in my. Ek gee oor, neem beheer, neem my lewe. Ek wil nie meer so aangaan nie. Toe sterf ek in myself, sodat die Here kon opstaan in my, en my kan lei, en my tree vir tree, nie alles dadelik nie. Dis 'n reis, Ja. stadige treetjies, stap vir stap, het hy vir my dinge uitgewys, wat ek moes regmaak, wat ek moes verander, en wat ek moes neerlê. Ja. En so het hy my gehoorsaamheid begin toets. En dit is alles wat ek net kan sê, al die eer aan die Here. Dis hoekom hierdie boek se naam, Soli Deo Gloria, aan God al die eer is. En dis my storie, wat ek maar net vertel. Weet jy, Santa, dit is, die Here is goed. God is good all the time God is good. As ek so na jou luister, dan kry ek net so warm gevoel, so gloed, wat die Here vir my sê, God is in control. Amen. En jy weet, die vyand, en ek glo, ek wil dit vir iemand daar buite weer eens sê, moenie toelaat, dat enige iemand vir jou sê, jy's niks werd nie. As kind, jou ouers miskien, of 'n volwasse persoon vir jou ooit gesê het, 'n onderwyser, jy is niks werd nie, jy staan dit te in die naam van Jesus, jy sny dit af in die naam van Jesus. Die Here het gesê, ons sal in sy naam groter dinge doen as wat hy gedoen het. En vir my, as my normale menslike brein, lyk dit so onmoontlik, voel dit so onmoontlik, klink dit so onmoontlik. Maar as jy nou luister na Santa, as ek luister na jou, dan besef jy net, weet, jy het heeltyd uitgeroep, jy weet, die woord praat ook van versigtinge. En as ons stil raak voor die Here, dan besef jy net, hoekom moet ons stil raak? Dan kom jy agter, baie keer is dit presies wat jy vir jare eintlik as versigtinge geuiter het die Here vir jou beantwoord. Wil jy my guns doen, wil jy nie een van jou gedigte vir ons lees nie, as jy nie omgee nie? Ek sal graag, weet jy, ek wil vir jou een lees, wat ek as kind, ek was 10 jaar, wat ek gediggies geskryf het. Kan ek vir jou hierdie een lees, wat ek ook hier vra? Luister, hoe oud was jy toe jy daai gedig geskryf het? 10 jaar. 10 jaar oud. 10 jaar oud. Prys die Here, ja. Wat ek sê, sal iemand ooit verstaan, wat diep in my hart aangaan, soveel pyn, smart en seer, weet nie hoe om dit te keer, die vraag binne my, dryf my tot raserny. En so het ek, dis klein kort gediggies, maar so het ek uitgeroep, om te kry, om te dit wat ek soek, Andries, en dan het ek, hoe ouer ek word, het ek nog meer gedigte geskryf, en meer van die gedigte, was wat, soos ek sê, wat ek ervaar het in die, in my binnekamer, en dan my dankgedig wat sê, Here, hoe kan ek U ooit bedank? U goedheid strek in ewigheid lank, sonder moeite, kreun of steen, hanteer U my probleme een vir een. Wat vir my onmoontlik lyk, los U op met U teenwoordigheid. Niemand kan my laat skade ly, want U is altyd so naby my. So, dit is my erkenning, wat ek vir die Here gegee het. En dan op die eind, Andries, toe ek hierdie boek geskryf het, toe het ek ook 'n gedig geskryf, Soli Deo Gloria gedig, wat ek geskryf het, wat ek dan sê, Soli Deo Gloria, aan U my God die eer, op my aangesig lê ek, voor U my Heer, vir U bring ek my lof, my dank en eer, in aanbidding
lê ek my kroon voor U neer. U is waardig, o Heer, U kry al die eer. U is heilig, 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 o Heer. In eerbetoon buig ek voor U neer. My hande hef ek hoog tot U eer. My lied wat ek vir U sing, my offer wat ek vir U bring, my hart wat ek vir U gee, my lewe in U hande, o Heer. Soli Deo Gloria, aan God al die eer, aan God die Vader behoort die eer. Prys God in sy heiligdom, sy almag en glorie is alom. Soli Deo Gloria, aan God al die eer, aan God die Vader behoort die eer. Prys God in sy majesteit, sy heerlikheid tot in ewigheid. Wow. Dit is, Wow. Maar- Yes, dis wonderlik, dis pragtig. Dit is 'n gawe wat die Here vir jou gee het van 'n klein kind af. En jy weet, ek glo die Heilige Gees het dit so in jou wakker gemaak dat jy al hierdie jare deur gedigte het jy eintlik uitgeroep tot die Here. Absoluut, ja. Jy weet, dis gebeure wat 'n 10-jarige dogtertjie vir die Here gegee het. Maar nou wil ek jou iets anders vra. Toe die Here werklik, soos jy sê, in jou war room, in jou binnekamer, met jou daai ontmoeting gehad het dit nie net jou verander nie. Maar vertel ons 'n bietjie hoe dit die vriende, jou familie, jou gesin om jou verander. verseker, jy weet Andries, vir my was dit, jy weet ons as gesin, ons was in die wêreld. Ons het so groot geword. En ons was in die wêreld, so ek was in ons gesin die eerste een, wat toe begin om, jy weet, op te staan vir die Here, wat tot bekering gekom het, wat kom om dinge reg te maak, nie meer volgens, jy weet, die wêreldse dinge leef nie, maar volgens God se wil. Ja. En so het dit gekom, jy weet, my man ook, toe die Here gekom het en ek is gedoop met die Heilige Gees, ek was te bang om vir my man te vertel, want op daardie stadium was hy nog nie waar ek was nie, jy weet. En dit was vir maande wat ek in tale gebid het en alles gedoen het soos die Gees my gelei het, totdat ek op 'n dag die Here dit aan my man geopenbaar het. En hy begin soeke, want hy het 'n verandering in my begin sien. En hy het begin agterkom met sy getuienis wat hy vir jou kan vertel. Hy het gesien in my lewe, iets het verander. Daar's heeltemal 'n radikale verandering van 'n introvert, skaam, beskeie vrou, wat nooit kon gepraat het of iets gesê het in 'n geselskap nie, en wat nou begin getuig en praat en opstaan en bid. En hy het my dop gehou. En dit het hom nader getrek. Dit het inderdaad sy lewe ook so verander dat toe ek klaar is in 2008 met my Bybelskool, toe ek die aand by die huis kom, toe is daar 'n nota wat sê, my man wat sê hy's kerk toe. En ek het tog, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik op 'n Sondag aand? En toe sy nie na die kerk toe waarin ons is nie, hy's na 'n Pinksterkerk toe. En weet jy, die Here het hom gevat, Andries. Ek sê ek het 'n lang pad geloop, maar die Here het my man net so geflip. Net so, toe sy amper hoor verder as ek. Ja. Maar ja, dit het my man verander, en toe dit begin, my broer en my familie, my broers, my susters, elke een, en tot, jy weet, my pa, wat nou groot geword het, op, jy weet, tradisie, en nie geweet het van die Here, en die Here geken het nie, dat hy ook, as gevolg van 'n siekbed, 'n hartaanval wat hy gehad het, en 'n hartomleining operasie moes kry, waar hy op 62-jarige ouderdom in die hospitaal lê,
waar daar 3 mans saam met hom in die kamer is, wat vir dieselfde operasie gaan. 2 sterf, en hy kom alleen, hy kom uit. En daar het my pa, eerste wat hy gevra het is, hy wil my sien, en ek moet na hom toe kom, en ek moet reël, dat iemand vir hom kom bid, en so het dit by my pa gekom, en dat my pa sy hart en sy lewe vir die Here op 62-jarige ouderdom eers gegee het, en op 64 is hy oorlede. Sure. So hy het 2 jaar genade tyd gehad. Maar jy weet Andries, toe ek vir my pa sê, toe hy ingaan in die hospitaal, hierdie harde man, ek het vir hom gesê, Dedda, ek bid vir Dedda. Nee, sê hy, nee, hy's hard, moenie. Ja, dit het my pa se lewe verander. My ma, na my ma het, of kan ek sê, na my pa se dood, het my ma dit baie swaar gevind, en sy het geestelik verstrengel geraak. En die vyand het 'n voet in die deur gekry, en ek het altyd gewonder wat met my ma fout is. Want daar was soveel dinge in haar wat ek gesien het, dis nie van die Here af nie. En sy het by ons kom bly. En ja, jy weet, toe ek my eerste kursus gedoen het, Andries, ek het nie geweet hoekom nie. Dit was 'n bevrydingskursus. En die dinge wat ek in my ma gesien het, kon ek begin identifiseer en sê, hierdie is nie van die Here af nie. So erg was dit, dat dit begin gemanifesteer het in my ma, dat my man gedink het, my ma is mal, sy moet maalhuis toe gaan, want hierdie is nie reg nie. Maar een nag het dit weer gebeur, en dit was 'n manifestasie, en ek het in haar kamer ingegaan, en ek het my ma gesien, en hierdie toestand, en haar oë was verwilderd, en my ma was so saggeaarde, stil vrou, sy het nooit 'n hand gelig vir ons of iets nie. En my man het aangehardloop en gesê, that's it. Sy moet gaan. Sy kan nie meer bly nie. Ek het hom uitgestuur en die deur toegemaak, en ek het so voor my ma gaan staan. En ek het die autoriteit geneem wat die Here vir my gegee het. En ek het dit in die naam van Jesus, dit wat in haar is, aangespreek, en dit beveel om uit haar te gaan. En daar en dan, dus my ma, hierdie vrou wat soek ek? Want sy het daar gestaan. Wat soek ek? Wat is fout? Ek sê, nee mami, kom bed toe, kom slaap. En daar het my ma, van 'n siekbed van anorexia, van depressie, van opgee in die lewe, het die Here haar kom vrymaak. So, prys die Here. En sy kon herstel, en so genees, dat sy weer haarself kon help, en self kon aangaan. So my pa se lewe, my ma se lewe, my broer, my susters, en elke een is daar 'n getuienis, en dit is wat hierdie boek ook van my familie, van hoe ek, my pa, my ma, my man, en my kinders, my seun, ons jongste seun, met hulle huwelik, na 4 jaar van hulle huwelik, hulle uitgevind, hulle kan nie kinders hê nie. En na toetse wat gedoen is dit bevind dat die fout by my seun lê, en dat hy sal nooit kan kinders hê nie, en dis wat die dokters vir hom gesê het. En ek het net gesê, ek aanvaar dit nie, ons aanvaar dit nie, en so het ons gebid, en aangehou bid, en op die woord gestaan, beloftes, en die soeke, en ek sê, Here, U is 'n waarmaker van U woord, en baie dinge, 4 jaar later, hulle eerste kind gebore, Prys die Here. 'n wonderwerk, Wow, ja. maar Ja. is twice a miracle, van Ja. 4 jaar later, toe is die tweede enetjie gebore, Prys die Here. wat onmoontlik was. By die mediese, by die mens.
Prys die Maar so, in my kinders se lewe, my familie, my gesin, en elke een se lewe. En ek dank die Here, dat die Here by my begin het, dat ek dit kon doen. Jy weet, dat ek vir hulle kon vertel, want toe ek in die Bybelskool is, toe was dit hierdie vinnige proses, jy weet, ek het dit net embrace, ek het dit soos 'n spons gevat, en net gevat, en alles wat die Here vir my gegee het, het ek net ingeneem, want ons moet vol wees, Amen. vol wees voor ek kan uitgee, en so kon ek begin getuig. En jy weet, Andries, toe ons in 2018 het ons, ek en my man, nadat ons die Here nou voltyds gedien het vir 10 jaar, het ons op 'n punt gekom wat sê, weet jy, ons moet bietjie afskaal. Ons moet bietjie, van my man het toe begin konstruksiewerk doen, hy het begin uitbeweeg en weg van die huis afgewerk, en dit het vir ons moeilik geraak. So ons het bedank op al die bedieninge waar ons was, gebedsaksies, leierskap, alles bedank. En in die tyd het ons omtrent in 2022 tot 2025 3 keer verhuis. Jy weet, en dis elke keer 'n nuwe begin, iets nuuts, iets anders. So ons het nie in 'n gemeente weer betrokke geraak nie. Ons was, jy weet, besig om bietjie af te koel. En dit was vir my kommerwekkend, want ek het gevoel, alhoewel my binnekamer ontmoetings met die Here nog daar is, maar ek is nie meer in die liggaam betrokke nie. En dit was vir my 'n leegte, dit was 'n leemte, dit was 'n plateau wat ek bereik het. En toe ons nou in 2022 Desember Kaap toe trek, want ons oudste kinders is hierso, het ek 'n soeke gehad, ek sê, Here, waar moet ek begin, want dis toe nou al 5 jaar, 6 jaar, wat ek in hierdie seisoen is van droogte. En so kom het in 2024, September, Oktober, hier in die Kruiskyk Familiesentrum, 40 Days of Praise, wat uitgeroep word. En my broer, hulle is in die kerk, in die gemeente, en hulle nooi my saam, en sê, kom, weet jy, Andries, en dit was daar, na 'n seisoen van 5-6 jaar van stil weer, waar ek hier ingestap het, en die geestelike inspuiting weer gekry het, weer die herstel, dit wat ek so gehad het, wat afgekoel het, wat weer vlam gevat het, die herstel, dit het weer begin, en ek dank die Here vir sulke geleenthede, want dit het my weer op die plek gebring, waar ek moes wees. So dit was 2024, en so het ek weer begin, die Here se pad stap, wat hy vir my uitgelê het, en 2025, toe ek hierdie boek skryf, jy weet, Andries, 'n mens moet nooit vergeet, waar jy begin het nie. Amen. Waar die Here met jou begin het nie. Want as jy dit vergeet, kom jy nie uit by dit wat die Here vir jou beplan nie. En toe ek hierdie boek skryf, en ek het joernaal gehou, altyd, want dit was vir my kosbaar. Toe ek hierdie boek begin skryf, en ek gaan weer terug, waar dit begin het, en die Heilige Gees vat my weer terug na my kinderjare, my getroude lewe, my gesinslewe, my geestelike lewe, my reis, my ontdekkingsreis met die Here, en dit bring my weer terug op die plek waar ek moet wees. En hierdie boek het my gehelp, my gehelp om weer te kom waar ek moet wees, my eie boek. Maar deur dit, Andries, kan ek net sê, Soli Deo Gloria, want weet jy, na ek hierdie boek geskryf het, nou wag ek op die Here, want ek luister en ek gaan wat hy vir my sê om te doen, ek doen dit. En toe het dit gebeur,
die begin van hierdie jaar, waar die deurbrake net gekom het, Wow. en dit net begin floreer het, en die Here my net begin lei het, en alles weer kan sê, Here, nou is ek weer op die plek, Amen. waar ek wil wees. Wow. Santa, baie dankie. Jy het my gestig vanmorgen, werklik. Ek wil vir jou sê, ek gaan nou die kykers groet, maar dan wil ek vir jou vra, nadat ek gegroet het, sal jy vir ons afsluit met 'n gebed. Ja, sekerlik. Ek sê vir die baie dankie vir die saamkuier, tot volgende keer, tot ziens. Baie dankie, Here. Halleluja. Almagtige God, Hemelse Vader, baie dankie dat U ons God en Vader is. Baie dankie dat ons tot U kan nader in die naam van Jesus Christus. Baie dankie dat ons U kan aanroep in die naam van Jesus. En dankie dat ons voor U kan staan as regverdiges, skoon gewas met die bloed van Jesus. Baie dankie, Here, vir U Heilige Gees wat U vir ons gegee het, as ons trooster, ons parakletos, as ons inspraak in ons lewe. Here, ons sê vir U dankie vir U woord. Ons dankie vir U beloftes wat vasstaan. Dankie, Here, dat U 'n waarmaker is van U woord en dat U U woord volbring. Dankie, Here, dat ons vanoggend hier kan wees. Hierdie voorreg, hierdie geleentheid, hierdie afspraak wat U met ons het. Maar Here, so kom ek vanoggend en ek bring elke een wat kyk vanoggend, wat luister vanoggend. Here, daar's dalk iemand wat 'n uitroep het, iemand wat vra het, iemand wat worstel om uit te kom waar U wil hê hulle moet wees. Here, ek bid so dat U hulle elkeen sal aanraak, dat hulle 'n ontmoeting met U sal hê, dat hulle die deur van hulle harte sal oopmaak vir U en U sal innooi, sodat hulle 'n feesmaal saam met U kan hê, Here. Al die dinge, Here, van die wêreld, al hierdie dinge wat ons nie van weet nie, dankie dat U Heilige Gees elke een toerus en bekragtig en salf en seën. Dankie, Here, dat ek net U seën kan afbid oor elke een vanoggend. Here, dat U seën sal uitstort oor elke een. En dankie dat U ons seën en beskerm. Dankie dat U tot ons redding verskyn en ons genadig is. Dankie dat U ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. In Jesus se naam bring ons U al die lof, die eer en die dank. Solidaria Gloria, aan God al die eer. Halleluja. Amen en amen. Amen. Oh,